susters, die Weskaap sit met 'n ernstige waterkrisis. En ons sien die uitwerking daarvan oral rondom ons. Mense se grasperke is verdroog en baie tuine is reeds erg verwaarloos. Die toekoms lyk bleek in die Weskaap indien die reën veel langer wegbly. Tog snaaks, broers en susters, moet ons sekere dinge in die lewe soms as vanselfsprekend aanvaar totdat daar 'n skaarste is. Nou besef alle Weskaapenaars waarskynlik ook vir die eerste keer die onskatbare waarde van elke druppel water uit die lug en elke druppel water uit 'n kraan. Maar ek wil nie vanmôre met julle oor die Weskaap praat nie. Ek wil vir jou ver terugvat in die geskiedenis en na 'n baie ou stad in Frigië met die naam Laodicea. En as jy mooi luister, gaan jy agterkom dat hulle destyds in daardie stad ook 'n ernstige waterkrisis gehad het. Weliswaar nie op dieselfde vlak as wat ons nou in die Weskaap het nie, maar nietemin 'n waterkrisis. En as jy die Bybel alreeds oopgemaak het by Openbaring 3, kan jy saam met my vanaf vers 14 tot 24 lees en dan vertel ek jou aanstonds alles van hierdie waterkrisis. En so klink dit. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande en julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer sodat julle kan sien. Kyk, ek bestraf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Nou broers en susters, as jy hier agter op die kaart kyk, sal jy sien dat Laodicea suidoos van die stad Philadelphia lê. 80 kilometers om presies te wees tussen Philadelphia en die stad Laodicea. Vandag natuurlik staan die stad natuurlik nou nie meer as Laodicea nie, maar as Eskehissar bekend. Dit het op die knooppunt van twee belangrike handelsroutes gelê. Een van Efese na die ooste en een van Pergamum suidoos na die Middellandse See toe. Nou volgens die historiese en die argeologe is die stad Laodicea in 250 voor Christus deur Antiochus die tweede gestig en toe later na sy vrou Laodike vernoem. En as jy nou verlede Sondag onder die indruk gekom het dat Smyrna die welvarendste van almal was, wag tot jy vanmôre hoor wat Johannes alles oor Laodicea te sê gehad het, want hierdie stad was loshande die rykste in daardie hele omgewing. Nou die rykdom van Laodicea het hoofsaaklik uit veeteelt en handel gekom. Daar was 'n groot skaapboerdery en 'n sagte swart glanswol is geproduseer wat, as ek moet raai, veral onder die skoner geslag baie populêr en gesog was. En om die kroon te span, broers en susters, was daar in Laodicea 'n mediese skool, talle apteke, as ook banke wat die nywerhaars en die sakemanne se geldsake hanteer het. Hier in Laodicea was daar nie net sprake van vooruitgang nie, dit was 'n stad in sekere
tussen wat al die ander streke in Klein-Asië ligjare vooruit was. Die stad was trouwens so vooruitstrevend en welvarend, dat toe dit in 60 na Christus deur 'n reuse aardbewing getref is, dit sonder die hulp van Rome of sonder die hulp van die keiser herbou is, en dit op sigself sê al 'n mond vol. Nou hier waar ek en jy vanmôre nou ons sitplek in die agterste ry van die gemeente in die kerkgebou van Laodicea inneem, kry ek en jy 'n bird's eye view van hierdie gemeente se lewensstandaard. Dit is altyd lekker om agter in die kerk te sit, want jy kan mooi sien wat gaan hier voor jou aan. Die gemeente is bo gemiddeld wat hulle lewensstandaard betref. Die vroue het almal butiekuitrustings aan en die manne ry die nuutste karre op die mark. Nêrens in die gemeente sien jy kommerplooie op mense se gesigte nie, want daar is volop kos in die kaste en daar is genoeg geld in die bank. Al hierdie lidmate van Laodicea voel positief oor die toekoms. En wat meer is, broers en susters, die Christene in Laodicea het 'n pragtige kerk klaar afbetaal en 'n gawe dominee wat elke Sondag die gemeentelede op 'n treffende wyse in vreedsame bane lei. Wat kan 'n mens se hart meer begeer as dit? Die lewe in Laodicea was vir die gelowiges goed, baie goed. Hulle kon niks meer vra nie. Stel jou dus nou die ontsteltenis en die heilige verontwaardiging van die lidmate voor, toe daar in hierdie hele brief wat Johannes daai môre aflees, nie een enkele goeie woord oor die gemeente gereg word nie. Nêrens word hierdie gemeente in hierdie brief wat ons nou gelees, word hulle geprys vir hulle gereelde Bybelstudie en vir hulle talle omgeegroepe en die goeie erediens bywoning of die bo-gemiddelde 10de opbrengs elke maand nie. Niks word gemeld nie. Wanneer jy deur Openbaring 3 vanaf vers 14 tot 22 lees, is dit nogal opmerklik. Die Here het werklik waar niks positiefs oor hierdie hele gemeente se aktiwiteite te sê nie. Zulks, niks, rondom. Om die waarheid te sê, broers en susters, as jy mooi gaan kyk en mooi gaan luister, sal jy sien dat in vers 16 staan daar iets in hierdie brief geskryf wat 'n mens nouliks anders as 'n belediging en 'n klap teen die gesig van die lidmate kan bestempel. Luister gou hierna. Maar nou, so sê die Here, omdat julle in die gemeente lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Spoeg is 'n lelike gewoonte. Ek sien baie dikwels die rugby spelers is op die veld, die hardloop en spoeg hulle so op die grond. Dit is seker regverdigbaar, maar dit is 'n lelike gewoonte. Die woord uitspoeg wat hier gebruik word, val myns insiens nie net hard op die oor nie, maar kom ook kru en selfs effe aanstootlik voor. 'n Mens sal dalk nog jou grootste aardsvyand so iets toesnou. Te kenne gee dat jy vir haar of vir hom uit jou mond wil uitspoeg, so voel jy, so 'n tipe van sterk reaksie het jy. Maar om dit van die kerk en van die gelowige lidmate te sê, is dit nie darm 'n bietjie te erg nie. Wonder jy stilweg by jouself is. Isn't the Lord taking this just a little bit too far? Wanneer ek en jy iets as ons uit ons mond uitspoeg, broers en susters, is dit 'n teken van die uiterste walging van die diepste afkeer. En nou is die vraag vanmôre dit. Is dit regtig hoe die Here oor hierdie gemeente en oor die lidmate gevoel het? Voel God regtig by tye so wanneer hy na mense en na groepe mense en na geloofsgroepe en na kerke en gemeentes kyk? Is dit hoe ek en jy vanmôre hierdie teksvers moet vertolk? En hoekom? Wat het daartoe aanleiding gegee? Wat het hierdie lidmate gedoen wat so erg is dat God hom so sterk teenoor hierdie gemeente uitspreek? Het hulle in die grofste sonde geleef? Het hulle gemaak wat die Korinte gemeente gemaak het, waar jy lees van 'n ma en 'n seun wat sommer saam geslaap het, of 'n skoonpa en 'n skoondogter wat saam geslaap het, die grofste sonde moontlik denkbaar? Wat het hierdie gemeente gedoen? En hier kom ons nou by die kruks van die saak.
Maar miskien, broers en susters, moet ek op hierdie punt eers vir julle op 'n kort sypaadjie neem en dan vorentoe weer na die hoofpad toe terugbring. Dit wil vir my voorkom, broers en susters, asof ons as teoloë, predikante en gewone lidmate hierdie Bybelteks deur die jare so effens verkeerd verstaan en vertolk het. As jy soos trouwens ek ook in die kerk groot geword het, sal jy onthou dat die dominees en die pastore Openbaring 3 vers 15 en 16 altyd soos volg uitgelê het. Ek onthou dit so goed, want ek het self so daaroor gepreek. Die koue mens waarvan hier sprake is, was hulle tog maar koud, sê die Here. Ja, dis die onverskillige mens, die ongelowige een, die ongeredde een. Die warme mens is die entoesiastiese Christen, die geesvervulde en dus aan die brandmens. Vra jy nou vir iemand, hoe gaan hulle daar by julle gemeente en hy sê, by ons kook het. Ons is aan die brand vir die Here. Dit is wat ons nog altyd gevoel het in die teks sê. Die lauwarm mens is die draadsitter mens, die tussenin, die nominale Christen. En volgens die tradisionele uitleg van hierdie teks, is dit dan die hoofrede waarom God so walg aan die gemeente? Was hulle tog maar geestelik koud, heeltemal afvallig, ateïsties? Dan kon ek nog met julle werk, maar nou dat julle so tussenin is, en nie aan die brand is vir die koninkryk van God nie. Want 'n lauwarm mens is iemand wat spreekwoordelik op die breë en smal pad gelyktydig beloop die draad sit. Dan moet ek aan alle eerlikheid vanmôre vir jou sê, broers en susters, dis nie te 'n vrot uitleg van Openbaring 3 vers 15 en 16 nie. Ek het jarelang ook so daaroor gepreek met uitstekende resultate. Mense het daar net gekom en gesê, "Jesus, ons is nou weer wakker gemaak nou. Ons het ook besef ons is al lou. Nou moet ons weer aan die brand raak vir die Here." Dis nou die tyd dat ons weer inskakel by die eredienste, by die omgee groepe en by die Bybelstudie en ons moet erns maak. Broers en susters, die feit van die saak is, dit is nie wat hierdie teks wil sê nie. Daar is 'n ander, baie meer dieper liggende probleem by die gemeente as net dit. Iets wat ek en jy maklik miskyk wanneer ons Openbaring 3 lees. En die eintlike rede hoekom God so sterk reageer teenoor die gemeente. En hiermee kom ons nou weer terug op die hoofpad. Die historiese wys vir ons daarop dat die 3 antieke stede, Laodicea, Hierapolis en Kolosse, redelik naby aan mekaar geleë was en dat hulle destyds ook met die paaie wat die Romeine gebou het aan mekaar verbind was en daar sien jy hulle lê sommer so in 'n driehoek by mekaar. Hierapolis aan die bokant was so ongeveer 10 kilometer van Laodicea af en hy was veral bekend vir sy warm waterbronne wat by 'n temperatuur, luister hierna, by 'n temperatuur van 95 grade Fahrenheit en teen 34.000 liter per minuut uit die aarde uit opgeborrel het. Mense in die antieke tyd 2000 jaar gelede het glo van heinde en verre gestroom om by die genesende waters van die Hierapolis uit te kom. Dit was goed vir reumatiek in die vingers en die bene, dit was goed vir die kwale van die lyf en die mense in die waters kom lê en dit net stukke beter daarna gevoel. Maar dit is nog nie al nie, broers en susters. Jy sien hierdie warm water van Hierapolis is daarvanaf gekanaliseer met 'n dik sementpyp van 232 vierkante sentimeters. Dit is 'n ongelooflike Romeinse ingenieursvernuf wat jy daar sien, 2000 jaar gelede. So die water is van Hierapolis af 10 kilometer vervoer en gekanaliseer na die stad Laodicea toe. Maar nou is daar 'n klein probleempie. Eintlik 'n baie groot probleem. Want jy sien, broers en susters, die water wat by Hierapolis uit die grond uitgekom het, het 'n hoë kalsiuminhoud gehad. Wat oor jare heen veroorsaak het dat die binnekant van die pype aangepak het. Dit het dan veroorsaak dat die warm water wat van Hierapolis by die pype kom, al stadiger en stadiger vloei na
gelang dit hier na Laodicea toe beweeg. Maar die gevolg is dat dit uiteindelik by Laodicea aankom, die water net lauwarm is. Dit is nie meer kokend warm nie. Nou weet ek en jy mos vanmôre hoe aaklig en walglik is lauwarm water. As jy op 'n dag by die strand gelê het en warm gebak is en jy kom by jou motor en jy het 'n bottel water daar en jy probeer dit drink en is lauwarm, gaan jy naar word daarvan. Basies is lauwarm water vir niks goeds nie. Ek weet nie van mense wat in lauwarm water bad nie. Op 'n somersdag vat jy 'n koue stort en in die winter vat jy 'n kookwarm bad. Die stomende water wat by Hierapolis uit die grond uitgekom het genesende krag gehad, maar wanneer dit by Laodicea aangekom het die genesende krag verdwyn. Een kommentator merk op, Laodicean water was lukewarm and this presented a major problem. Their water was useless. Toe die leraar van die gemeente daardie môre in die erediens die brief aan hulle voorgelees het die pennie onmiddellik geval. Hulle het onmiddellik geweet wat die simboliek beteken en wat die Here eintlik vir die gemeente sê, hulle het dit helder en duidelik gehoor. Hulle het geweet wat die kern van die probleem was. Wat die Here eintlik vir hulle op daai oggend wou gesê het, julle Christendom is soos die lauwarm water wat by Laodicea aankom, dis useless. En broers en susters, as 'n mens op 'n dag in jou lewe ontdek dat jou godsdiens waarmee jy groot geword het, die Bybel waarmee uit jy lees, van Sondagskool dae af tot vanmôre toe, useless is, moet dit die grootste skok van jou lewe wees. En hoekom was dit useless? Want dit het vir niemand anders rondom hierdie gemeente tot enige nut gedien. Nie vir die siekes nie, nie vir die moedeloses nie, nie vir die depressiewes nie, nie vir die soekendes nie, niemand nie. Elke Sondag het hierdie gemeente in hulle pragtige aanbiddingsentrum bymekaar gekom in groot getale. Hulle het geprys en gehoorsaam dat dit was. Hulle het hande in die lug opgesteek en die prediker se boodskap luidkeels beamoen. Wat 'n boodskap! Deur die week het almal hulle neuse by die omgee groep in die Bybel gesteek om uit te vind wat 'n dieper waarhede kan hulle nog uit die Bybel onttrek. Dis later soos 'n lemoen wat jy al leeg gesuig het. Soos 'n lidmaat hele klomp jare terug gelede een middag in my studeerkamer aankom te sê, "Doen ek geniet die diens en die gemeente verskillike baie, ons is 'n paar jaar by jou, maar ek en my vrou voel ons wil aanbeweeg. Ons gaan nou na 'n Pinksterkerk aan die ander kant toe, want ons wil nog die dieper geestelike waarhede van ons hoor, en by jou vind ons dat jy iewers ophou." Maar jy sien broers en susters, dis die probleem van die Laodicea gemeente. Met alles wat hulle uitgesuig het uit die Bybel en al die rykdomme van die geestelike dinge, het dit net daar gebly. Hulle Christelike geloof is nooit op die strate van Laodicea gesien of gehoor nie. Daar is nie die blye boodskap na ander mense toe uitgereik nie. Praat in die week met 'n vriendin van ons. Sy sê sy gaan oor die naweek gaan sy na 'n profetiese diens toe. Ek skryf haar terug sê vir ag jene jong asseblief hierdie profetiese dienste. Wat se nonsens is dit nou weer? Sy sê nee, dis nie die profetiese diens wat jy aandink nie. Sy sê ons gaan by mekaar kom om te hoor wat die Here vir ons sê, hoe ons meer sensitief kan raak vir mense rondom ons elke dag se nood, vir hulle behoeftes, mense se seer kry, sodat ons hulle kan bedien. Daar is nie met die boodskap in Laodicea uitgereik nie. Behalwe net vir die lidmate, het niemand anders gehoor van die evangelie van Christus. Nou luister nou mooi wat ek vanmôre vir jou wil sê. Wanneer jou godsdienst so 'n private aangeleentheid en 'n selfgerigte aangeleentheid geword het, dat niemand anders daarby baat, buitekant die mure van hierdie gebou, of buite die mure van jou huis nie, is jou godsdienst volgens Openbaring 3 useless. Net jy baat daarbij. Dis net vir jou tot 'n voordeel. Vir geen ander mens nie. En dan verstaan jy godsdienst
Totaal al verkeerd. Want God is juist die diens beskikbaar aan mense. Dit is die kern waarom dit gaan. Ons het die kern so op 'n totaal verkeerde plek geplaas. Die redding, daarom word daar in baie gemeentes net bekering van die môre tot die aand gepreek, jaar in en jaar uit, asof dit die alfa en die omega is. Die eerste ding wat Jesus doen, nadat hy sy disippels bymekaar gekry het, is stuur hulle uit en sê, kry julle sterk in raad. Gaan nou slag uit en vertel en gaan help mense en bedien mense, dan kom julle terug. En toe hulle terugkom, toe sê die Bybel was hulle in ekstase van blydskap. Vreugde in 'n mens se godsdiens lê nie daarin om elke Sondag kerk toe te gaan en jouself net so vol en dik te prop van al die geestelike rykdomme van God se genade of van sy troonkamer dat jy dadelik bars daarvan nie. Maar dat ek en jy juis uitbeweeg en doen wat God eintlik wil hê ons moet wees. So dis wat 'n tipe godsdiens hier ook al is, die kern en die essensie daarvan, die waarheid lê daarin opgesluit dat mense gaan uit en bedien ander mense op die planeet Aarde. Jakobus het iets hiervan besef. En baie dikwels vra mense of ek die Nuwe Testament moet lees. En die kern van die Nuwe Testament moet kry. Watter boek sal jy aanbeveel? Dan sonder om te blik of te bloos of 'n oog te knip sal ek vir hulle sê, jy lees die boek Jakobus. Ek as teoloog bestempel Jakobus nie as 'n regsteller nie, maar as 'n kritiek op Paulus se boodskap van net genade alleen. Ek dink Jakobus het Paulus se geskrifte gelees en besef, ek dink ek moet net so ietsie 'n voetnoot bysit. En Jakobus sê, wat help dit jy glo? Wat help dit jy die geloof wat werklik kan verskuif? Wat help dit jy ken die Bybel van voor tot agter? Wat help dit jy so gereeld? Wat help dit jou tiende bydra so groot? Maar jy het nie die dade nie. Jy is nie iemand wat uitbeweeg en nie die dinge wat jy ontvang met ander gaan deel nie. Daarom sê Jakobus vir die gemeente deur die tyd, dit was 'n waarskuwing. Sê dit daar is 'n broer en 'n suster wat nie klere het nie. En dag en dag honger ly. En sê nou een van julle merk dit op. En sou vir so iemand sê, mag dit met jou goed gaan. Gaan trek gou warm aan en eet genoeg. Maar jy gee nie vir hom of haar wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? Jakobus, jy in die boek. As jy vandag hier gestaan het, sou ek vir hom gesê, man, you the man. Jy vat dit so raak. 'n nuttelose godsdienst, ten spyte van geloof, getroue kerkgang, Bybellees en al die mooi vrome intensies en oortuigings wat jy koester. Mense gaan eendag aan die einde van hulle lewe en hierna dalk 'n verskriklike ontnigtering kry. En daarom, broers en susters, glo ek met my hele hart dat die Christelike godsdienste anders is as enige ander godsdienst, of dit is veronderstel om anders te wees as al die ander hoofstroom godsdienste, in die sin van dat ons die opdrag het om uit te gaan en uit te leef, en mense te bedien. As jy in jou lewe net Sondag na Sondag in jou kerkbank sit, en die evangelie hoor en jou Bybel lees totdat die bladsy al omkrol, maar jy raak nie betrokke by ander mense se seer en pyn en behoeftes nie. Jy deel nie die geloof wat jy ontvang het en wat jy het en waarmee jy jouself so verryk het na ander nie. Het jy 'n selfgesentreerde godsdiens en dis useless. Dis as jy nou warm water van Laodicea, dit beteken niks nie. Niemand anders baat daarby nie. Sou ons nou vanmôre vir die gemeentelede by die voordeur wanneer hulle uitstap na die diens voorkeur en sê, kan ons met julle gesels, hoe sien julle julle gemeente? Sou hulle almal, die een na die ander, dieselfde rympie vir jou opsê. Ons is ryk, skatryk. En ons het in die gemeente eintlik niks meer nodig nie. Ons het 'n gawe dominee, ons het 'n fantastiese lofprysingsspan. Ons skuld niks, die tiende inkomste lyk goed, ons kan begroot, ons beplan om nog groter te bou en aan te bou, ons het niks meer nodig nie. Die tipiese selftevrede en selfgenoegsame Christendom wat jy vandag in die wêreld aantref. Solank ons kerk toe gaan, solank ons die Bybel lees, solank ons 'n goeie lewe lei, het ons eintlik niks meer nodig nie. Dankie Here vir alles wat U vir ons gee, ons is so dankbaar. Maar broers en susters, dit is juis om die evangelie so ver te mis,
soos 'n cricketman wat 'n bal per misslaan. Dit gaan nie in die evangelie oor wat ek en jy nodig het nie, dit is wat ander nodig het, wat God ons mee toevertrou om met ander te gaan deel en in te bring. Dit is die evangelie. Weet jy wat is die heel skokkendste deel van hierdie brief? Nie die Here se hartbekoorde nie. Ja, dit op sigself is natuurlik al 'n bietjie kras op die oor, maar nou verstaan ons heel waarskynlik die metafoor. Wat vir my die skokkendste is wanneer ek die brief lees, is dat die lidmate van Laodicea nie bewus was van wat eintlik aangaan nie. Hulle was nie bewus van hulle eie geestelike, sukkelende, armoedige lewe nie. Hulle het nie oor insig beskik nie. En dit is die heel verskriklikste ding wat met jou kan gebeur. By alles wat in die brief gesê is, vind ek dit die mees verontrustende. Dat jy vanmôre en ek vanmôre in die waan kan verkeer. Jesus, ons is dan so naby aan die Here. Ons is dan so geestelik ryk. Ons het dan alles wat ons moet hê, terwyl dit nie naaste by die geval is nie. Onthou jy die gelykenis van die tollenaar en die fariseer? Die tollenaar staan aan een kant en die fariseer kyk na hom en hy dink en sê, ja, Jesus, ek is aan bly. Ek is nie soos hierdie ou skelm en twee gesig staatsamptenaar nie. En bid 'n wonderlike gebed wat eintlik 'n preek is wat hy vir die Here gee. En die tollenaar besef, ek het niks. Ek kan nie aanspraak maak op God se genade nie. En sê net, Here, help my asseblief. En die Bybel sê die tollenaar en nie die fariseer nie, hy het toe gegaan as iemand wie se saak met God reg was. Daar is waarskynlik nie 'n terrein in die lewe waar mense hulle makliker om die bos kan lei as die terrein van die godsdienst nie. En dit vind ek skerry. Die mens buite kan die kerk besef vanmôre, wel ek is sonder God miskien, maar ek weet waar ek staan. Maar mense binne die kerk, hoe weet jy vanmôre, broer en suster, daar waar jy in jou stoel sit, hoe weet jy vanmôre regtig? Hoe weet jy regtig dat jou saak met God reg is? En as ek dit as predikant al gesien het in my lewe oor en oor beleef het, ek het dit duisende male gesien, mense op 'n sterfbed wat dan deur jare heen so vroom geleef het. En 'n ouderling wat ek gesien het op sy sterfbed, 'n angstsweep gelê daar, in sy laaste oomblik uit, ek oor en oor dieselfde sinnetjie uitgeprewel. Maar ek het aan die kerk toe gegaan. Here, ek het aan die kerk toe gegaan. Ek dink die man het al klaar gesien, wat gaan nou met hom gebeur? En het hom beroep op sy sukkelende en selfgesentreerde godsdienst al die jare. Was Karl Marx nie maar tog reg toe hy opgemerk het alle gelowe ten diepste egoïstiese motiewe nie. Is al geestelike aktiwiteite en selfs ons sterkste geloofsoortuigings aan die einde van die dag nie maar ten behoeve van onsself nie. Is ons nie ook vanmôre maar net in die kerk, sodat ons geestelike tentjie kan volmaak, sodat ek dan hierdie week met al sy eise en alles die moeilikhede wat vir my voorlê by die kantoor en by die werk en my besigheid, dat ek dit dan kan ten minste kan aandurf. En daarom moet ek elke Sondag moet ek my tent volmaak. En lees ons nie met die Bybel, maar die Bybel, sodat ons onsself kan verryk met al die tekste en al die geestelike waarhede wat ons kan opdiep nie. Dis alles wat ek en jy doen, broers en susters, nie wat daarop ingestel is dat ons seker maak ons gaan eendag hemel toe nie. Ek het een keer vir mense 'n skokkende ding gesê. En ek is oortuig daarvan dieselfde reaksie kan jy hier kry. Vat die hemel weg uit die Christelike godsdienst en jy sien hoe van mense stap uit die kerk uit. Want ten diepste gaan dit van ons daaroor, dat ek dan eendag veilig aanland, en dat my vrou en my kinders veilig aanland, maar wat van al die ander? God het vir Jonah gesê, terwyl hy daar by die komkommerplant gesit het, moet ek nie besorg wees oor al die mense nie, jy sal nie besorg oor die mense van Ninive nie, moet ek nie besorg wees oor mense nie. Is dit nie ten diepste God se hart nie, besorg oor ander, maar ek en jy, ons is besorg oor onsself. Sê gerus maar vanmôre wat jy wil van die ontslape suster Teresa. Maar sy het iets van die ware godsdienst, iets van Jakobus in haar lewe ontdek, toe sy in die agterstraat van Calcutta die armes, die swakkes, die uitgeworpenes en die wanhopiges gaan bedien het.
En die res van die katholieke kerk met die Vatikaan bymekaar kom met hulle wonderlike gewaade en al hulle rituele en al hulle blindpype en goeders op hulle skouers. Het sy nie net met die evangelie geloop nie, maar sy ook fisies brood en water bedien en mense gehelp en kindertjies klere aangetrek. Sy het iets van die ware geloof verstaan, wat miljoene mense vanmôre in kerke reg oor die wêreld dalk grootliks mis. En julle weet nie, sê die Here vir Laodicea, julle weet nie. Dat dit is eintlik julle wat ellendig en beklaanswaardig is. Julle met julle pragtige swart wol klere wat julle dames aan het, julle is eintlik blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sê die Here, sodat julle ryk kan word. Julle dink julle is ryk, julle het die rykste stad en die rykste gemeente in die buurt. Julle is arm. Koop van myself, wat julle dink julle sien, die geestelike waarhede, julle sien die kruis, julle sien die koninkryk en julle sien al die wonderlike dinge. Koop van myself, dan kan julle regtig sien wat is wat. Toe die dominee daardie môre die erediens met die seën afsluit, en die mense met orgelbegeleiding en musiekbegeleiding die voordeur uitstap. En daar 'n ongemaklike en 'n geskokte stilte waar almal neergedaal. Dieselfde ongemaklike skok en stilte wat by jou en my kom wanneer ons regtig met erns die brief aan die gemeente van Laodicea lees. Elkeen wat kan hoor, wat 2 ore het, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. En dit, broers en susters, sluit oor op jou gemeente, jou en my oor vanmôre.